Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike nuus dat ons aan U mag behoort. Ons bid dat U vandag deur die Heilige Gees ons harte sal aanraak, sodat ons die rykdom van ons nuwe identiteit in Christus regtig sal verstaan. Kom leer ons asseblief uit U woord. Amen. Johannes skryf in hoofstuk 1 vers 12 en 13, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens, of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Geloof in Jesus is die manier waarop God ons nuut maak, en ons amptelik as sy eie kinders in sy gesin verwelkom. Johannes het gister vir ons die hartseer nuus gegee, dat baie mense vir Jesus verwerp het. Maar vandag draai hy die prentjie om. Hy sê vir almal wat hom wel aangeneem het hy die reg gegee om kinders van God te word. Om Jesus aan te neem, beteken nie net dat jy dink hy het bestaan nie. Dit gaan daaroor dat jy jouself heeltemal aan hom toevertrou en in sy naam glo. Sy naam verteenwoordig wie hy werklik is, sy karakter, sy liefde en sy krag. Wanneer jy jou vertroue in hom plaas, gee hy vir jou die magtiging of die reg om deel van God se gesin te word. Maar hoe word 'n mens nou eintlik deel van hierdie spesiale gesin? Johannes maak dit baie duidelik dat dit nie soos 'n gewone menslike geboorte werk nie. Jy word nie 'n kind van God omdat jou ouers gelowig is, of omdat jy self so vreeslik hard probeer, of omdat 'n ander mens dit vir jou besluit het nie. Dit is 'n bonatuurlike werk van God alleen. Jy word uit God gebore. Dit is soos 'n totale nuwe begin wat deur die Heilige Gees jou hart verander en vir jou 'n splinter nuwe lewe gee. Net soos 'n baba wat gebore word eienskappe van sy ouers kry jy 'n nuwe identiteit wat van bo af kom. Jy begin nou geestelik groei om meer en meer soos jou hemelse Vader en Here Jesus Christus te lyk. Hierdie nuwe geboorte is 'n geskenk wat jy nie self kan verdien nie. God self neem die inisiatief om jou nuut te maak. Hy gee vir jou 'n nuwe hart, wat nou skielik dinge wil doen wat hom tevrede stel. Jy is reeds sy wettige kind. Dit is 'n standvastige verhouding wat vasstaan omdat God dit gedoen het. Jesus is die Here wat vir jou hierdie nuwe lewe en sekerheid gee, sodat jy elke dag in vryheid kan lewe. As jy vandag onthou dat jy uit God gebore is en nie uit jou eie krag nie, hoe help dit jou om op te hou probeer om God se liefde te verdien? Kan jy vandag bloot rus in die feit dat jy sy kind is? Here Jesus, dankie dat U vir elkeen van ons die reg gegee het om 'n kind van God te wees. Dankie dat U Heilige Gees ons hart nuut gemaak het en dat ons nou aan die Vader se gesin kan behoort. Help ons asseblief om vandag met die vryheid en die hoop van 'n kind van God te lewe. Amen.